Welkom terug graad 12's. Vandag doen ons oefening 1.10, bladsy 46 tot 48 en ons is steeds besig met finansiële state. In oefening 1.10 sê hulle vir ons, jy word voorsien van inligting met betrekking tot Try-Line beperk vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2025. Dan vra hulle vir ons eerstens, voltooi die staat van omvattende inkomste of die inkomste staat vir die jaar geëindig 28 Februarie 2025. En tweedens sê hulle vir ons stel die volgende notas tot die staat van finansiële posisie of die balansstaat op. So ons gaan weer gewone aandele kapitaal en behoue inkomste doen. En dan hierdie is die uittreksel uit die vooraansuiweringsproefbalans op 28 Februarie 2025. So hier kan ons nou duidelik sien, hulle het vir ons koste van verkope uitgelos. Ons gaan dit moet uitwerk en ook diverse uitgawes. So ons begin met die staat van omvattende inkomste of die inkomste staat vir jaar geëindig 28 Februarie 2025. Ek wil begin om die openingssaldo's neer te sit soos wat ons kan, as ook die rekeninge. Ons weet dat die staat van omvattende inkomste, of dan nou die inkomste staat, slegs nominale rekeninge wys. Dit wys slegs inkomstes en uitgawes. Geen bates of lastes word dan mos nou hier gewys nie. So as ons begin met omset, omset is dan nou ons verkope, wat dan nou 6.170.000 is, en natuurlik moet ons dan nou die debiteure afslag aftrek van 27.500. Ons het dan nou ons ander inkomste wat hier inkomste is met 'n openingssaldo van 224.800. Ons het ook oninbare skulde ingevorder. Ons sal dan nou in ons bedryfsuitgawes audit fooie hê met 'n openingssaldo van 180.608. Ons gaan salarisse hê met 'n openingssaldo van 594.000. Ons gaan direkteursvergoeding hê met 'n openingssaldo van 567.870. Ons het waardevermindering met 'n openingssaldo van 62.100. Ons gaan verpakkingsmateriale hê met 'n openingssaldo van 52.000. Ons gaan ook oninbare skulde hê met 'n openingssaldo van 8.900. Goed, so as ons kyk na die aansuiwerings, die eerste een sê goedere word verkoop teen 'n winsopslag van 60% op kosprys. So hierdie is belangrik vir ons sodat ons hierdie koste van verkope kan uitwerk. Nou, eerstens moet ons uitwerk dan nou wat ons totale omset is. Ons het die saldo voor ons debiteure afslag afgetrek het, en dan nadat ons dit afgetrek het, gee dit vir ons dan 6.142.500. Verder hier sê hulle dit dan vir ons die verkope van 6.170.000 sluit verkope van 150.000 in, waarop handelskorting van 20% aan klante toegestaan is. So voor die handelskorting was dit dan nou 187.500. So om ons koste van verkope uit te werk, gaan ons dan daardie 150.000 maal met 100 gedeel deur 80, wat dan vir jou hierdie 187.500 gee. Ons het dan die 150 afgetrek van die 6.170.000, wat dan vir ons die 6.020.000 gegee het. So met ander woorde, basies tel ons dan nou hierdie 6.020 plus die 187.500, en dan trek ons daardie handelskorting af, die debiteure afslag af, en dan maal ons dit met 100 gedeel deur 160, want ons winsopslag is 60%. So dit gee dan vir ons 'n koste van verkope van 3.862.500. Ons plaas dit natuurlik in hakies, sodat ons dan nou die bruto wins kan uitwerk. Verder
By nommer B sê hulle vir ons voorraadopname vir 28 Februarie 2025 weerspieël die volgende voorrade. Dit sê handelsvoorraad is 'n waarde van 211.000 en hulle sê vir ons verpakkingsmateriaal is 4.000 wat dan nou oorgebly het. Nou as ons kyk na die inligting wat hulle vir ons gegee het, was die handelsvoorraad 217.000. So as ons dan die 211.000 aftrek, gee dit vir ons 'n handelskorting van 6.000. So ons gaan hê handelsvoorraad tekort en ons gaan dan ons sommetjie daar wys en dit gee vir ons 6.000. So ons kyk na ons verpakkingsmateriaal. Vir verpakkingsmateriaal gaan ons dan ons openingssaldo van 52.000 hê minus die 4.000 wat oorgebly het, gee vir ons dan 48.000. So ons dan kyk na C sê direkteursvergoeding vir Januarie en Februarie 2025 is nog verskuldig aan een van die direkteure. Hy het tot dusver 123.450 ontvang. Daar was geen verandering aan die maandelikse vergoedingsstruktuur nie. So ons skuld hom nog 2 maande se vergoeding. So met ander woorde, hy het reeds 10 maande sin ontvang. So ons vat dan dit wat hy ontvang het, die 123.450. Ons deel dit dan deur 10, want hy het elke maand dieselfde vergoeding ontvang. En dan maal ons dit met die 2 maande wat dan uitstaande is, wat vir ons 24.690 gee. Dit gaan dan na ons direkteursvergoeding toe, ons plus dit dan by ons openingssaldo en dit gee dan vir ons 592.560. Die boekhoudster het waardevermindering vir jaar bereken as 62.100. Sy het egter vergeet om waardevermindering af te skryf op 'n nuwe voertuig met 'n kosprys van 220.000 wat op 1 Januarie 2025 aangekoop is. Waardevermindering op voertuie word teen 12% op die boekwaarde afgeskryf. So met ander woorde, ons gaan nou net op die nuwe voertuig waardevermindering uitwerk. So dis 220.000 maal met dan nou 12% en ons het hierdie voertuig net vir Januarie en Februarie gehad gedurende hierdie finansiële jaar. So dis 2 maande uit 12 uit en dit gee dan vir ons 4.400. Daardie 4.400 moet dan nou bygetel word by die openingssaldo van 62.100 en dit gee vir ons dan nou 66.500. 'n debiteur met 'n uitstaande saldo van 7.000 moet as oninbaar afgeskryf word. So by oninbare skulde gaan ons dan nou by ons openingssaldo van 8.900 plus 7.000 en dit gee vir ons 15.900. Die voorsiening vir oninbare skulde moet aangesuiwer word tot 4% van die uitstaande debiteure. So as ons kyk na die inligting wat hulle vir ons gegee het, was die uitstaande debiteure 88.000, maar dan moet ons hierdie 7.000 aftrek van die debiteur wat afgeskryf is en dan werk ons 4% daarvan af uit en dit het vir ons 3.240 gegee. As ons dan kyk na ons oninbare skulde, sou ons gesien het volgens die inligting wat vir ons gegee is, dat 3.420 was ons saldo, so ons moet dan aftrek hierdie 3.240, wat dan vir ons R180 gee. Hierdie R180 wys dan as 'n inkomste. So, onder ander bedryfsinkomste gaan ons hê voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, en dit gaan dan wees daardie 3.420 minus die 3.240, wat R180 is. 'n werker wat met verlof is weggelaat uit die salarisjoernaal van Februarie 2025. Sy salarisbesonderhede is soos volg. Sy netto salaris is 21.320. Sy totale aftrekkingsbeloop 18% van sy bruto salaris. En dan die werkgewer se bydrae is dan nou 4.000. Dit sê dan hierso ook alle
werkgewersbydrae word ook teen die salarisrekening gedebiteer. So met ander woorde, ons gaan dan om die bruto uit te werk, gaan ons 21.320 vat, ons maal dit dan met 100 gedeel deur 82, 82 omdat dit daardie 18% afgetrek is, en dan maal ons dit met 18% en dit gee dan vir ons R4.680. So dit beteken ons moet dit daarby plus om vir ons die bruto te gee. Nou, die aftrekkings beloop dan hierdie R4.680. So as ons nou na ons salarisse kyk, dan vat ons openingssaldo van 594.000, ons plus dan die netto salaris van 21.320, ons plus ook dan nou die totale aftrekkings wat R4.680 was, as ook die werkgewersbydrae van R4.000. Dit gee dan vir ons 'n totaal van R624.000. Uitstaande rente op vaste deposito moet nog in ag geneem word. Die vaste deposito was gedurende die jaar onveranderd en 'n rente word nie gekapitaliseer nie. So ons kyk na ons vaste deposito van R340.000, ons werk dan uit 4,5% daarvan, gee vir ons R15.300. So ons rente-inkomste gaan dan R15.300 wees. So ons kyk na huurinkomste sluit huurgeld vir Maart en April 2025 ontvang in. So met ander woorde, as ons na die inligting kyk wat hulle vir ons gee, daai openingssaldo vir huurinkomste sluit dan ook Maart en April in. So dit sluit 14 maande se huur in. Dan sê hulle vir ons verder, die huurinkomste is vanaf 1 September 2024 met R1.850 per maand verhoog. Nou, ek het altyd vir julle 'n tydlyn getrek, julle kan nog steeds vir julle self 'n tydlyn trek as dit dinge vir julle maklik maak. Maar as ons nou kyk na die finansiële jaar wat op 1 Maart begin het, tot en met 1 September, gee dit vir ons 6 maande, want dis Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus. Dis 6 maande. So vir 6 maande het ons dan nou 'n X bedrag ontvang. Ons weet nie wat daardie bedrag is nie. Plus, vir die volgende 6 maande het ons X bedrag plus 1.850 ontvang, maar ons moet onthou dat ons ook vir Maart en April ontvang het. So ons het nie net vir 6 ekstra maande nie, maar vir 8 ekstra maande X plus 1.850 ontvang. En altesaam het dit vir ons 224.800 gegee. So as ons dan nou vir X uitwerk, is X dus R15.000. Nou R15.000 is voor die verhoging. So bo op hierdie 15.000 moet ons dan nou 1.850 plus. Dit gee dan vir ons na die verhoging 16.850 per maand. Maar hulle het 2 maande vooruit betaal. So ons moet dan dit maal met 2 wat vir ons 'n totaal van 33.700 gee. Dit gaan ons natuurlik moet aftrek, want ons wil in die staat net wys alles wat ontvang is of veronderstel was om te ontvang word in die finansiële jaar. Enigiets wat buite dit val, moet nie hier getoon word nie. Daarom trek ons dit af en dit gee vir ons dan 191.100. As ons na hier kyk, die leningsstaat van Absa op 28 Februarie 2025 toon die volgende: 'n saldo aan die begin van die jaar van 950.000, ons terugbetaling, en dit wys ook die saldo aan die einde van die finansiële jaar. So om hierdie rente uit te werk, gaan ons natuurlik dan nou renteuitgawe hê, en ons gaan die beginsaldo vat, minus die terugbetalings, minus die eindsaldo, en dit gee dan vir ons 47.500, en ons plaas dit in hakies. K, inkomstebelasting teen 28% van die netto wins vir die finansiële jaar is 162.400.
So hier gee hulle klaar vir ons die bedrag wat die inkomstebelasting is. So hulle gee vir ons die 28% bedrag. So inkomstebelasting is dan nou in hakkies 162.400. Al diverse uitgawes moet as balanserende syfer bereken word in die staat van omvattende inkomste of dan nou die inkomste staat. So dis nou baie maklik, ons gaan nou begin om deur die bruto wins uit te werk en dit sê omset minus koste van verkope en dit gee vir ons 2.280.000. Ander bedryfsinkomste is dan nou al hierdie bymekaar geplus en dit gee vir ons 228.200. Bruto bedryfsinkomste is hierdie twee dan bymekaar getel en dit gee vir ons 2.508.200. En dan kan julle sien hier het ons nou nie 'n bedrag vir audit fooi ingesit nie, maar daar was geen aansuiwering wat die audit fooi geraak het nie. Daarom dieselfde openingssaldo waarmee ons begin het, 180.608 is dan wat ons hier gaan sit. Verder kan ons nou nie veel doen met ons bedryfsuitgawes nie, omdat diverse uitgawes die balanserende bedrag is, gaan ons eers kyk wat kan ons hierso uitwerk. So ons gaan begin deur die netto wins voor belasting uit te werk en ons gebruik die inkomstebelasting om dit te doen. Ons maal dit dan met 100 en ons deel dit met 28 en dit gee vir ons 580.000. Ons kan ook die netto wins na belasting uitwerk deur te sê die inkomstebelasting maal met 72 gedeel deur 28. Ons kon natuurlik ook net die twee van mekaar afgetrek het en dan kry ons 417.600. So dan kan ons die wins voor rente uitgawe uitwerk en dis maklik, ons vat 580.000 plus die rente uitgawe en dit gee vir ons 627.500. Ons kan nou die bedryfswins ook uitwerk. Ons vat die wins voor rente uitgawe en ons plus die rente inkomste, ons minus die rente inkomste en dit gee dan vir ons 'n bedryfswins van 612.200. Ons kan dan nou ook die bedryfsuitgawes totaal uitwerk. Ons vat ons bruto bedryfsinkomste van 2.508.200 en ons trek ons bedryfswins van 612.200 af en dit gee dan vir ons 1.896.000. Nou kan ons die diverse uitgawes uitwerk as 'n balanserende syfer en ons gaan daardie 1.896.000 vat en dan gaan ons al hierdie uitgawes daarvan aftrek en dit gaan dan vir ons gee 362.432. Ons kyk nou na gewone aandele kapitaal. Ons kyk na die inligting wat hulle vir ons gee. Hulle sê aandele en dividende. Die gemagtigde gewone aandele kapitaal bestaan uit 1.600.000 gewone aandele, waarvan 60% voor 1 Maart 2024 uitgereik is. So ons moet 60% uitwerk van die 1.600.000 en dit gee dan vir ons 960.000 aandele. So aan die aandele uitgereik aan die begin van die jaar gaan dan 960.000 aandele wees. Ons weet nie teen watter prys was dit uitgereik nie, so dit sal ons balanserende syfer wees. Tussentydse dividende van 6 sent per aandeel is op 1 September 2024 betaal. So ons gaan dit by ons behoue inkomste wys as ons interim en dit is dan 960.000 aandele wat ons gehad het op daardie stadium, maal met die 6 sent per aandeel en dit gee vir ons 57.600. Volgende sê hulle vir ons gedurende Oktober 2024 is 'n verdere 120.000 aandele teen R10.90 elk uitgereik. Dit is in ag geneem en reeds geboekstaaf. Die aandele uitgereik gedurende die jaar gaan dan wees 120.000 aandele
en dit is teen R10,90 per aandeel en dit gee dan vir ons 'n bedrag van 1.308.000. Op 28 Februarie 2025 is 'n finale dividend van 3 sent per aandeel verklaar. Dit gaan dan by behoue inkomste wys as ons finale dividend en op hierdie stadium het ons dan die 960.000 aandele plus die 120.000 aandele wat vir ons 1.080.000 aandele gee, maal met die 3 sent per aandeel en dit gee vir ons 32.400. Op 28 Februarie 2025 is 280.000 aandele teen R6.88 per aandeel dan teruggekoop. Hierdie transaksie is nog nie aangeteken nie. Hierdie aandeelhouers kwalifiseer wel dan nou vir die finale dividend. So dit is ook hoekom ons hulle dan hier by die finale dividend ingesluit het. So ons gaan nou hier vir aandele teruggekoop gedurende die jaar in gewone aandele kapitaal gaan ons dan nou hê ons 280.000 aandele in hakies want ons moet dit aftrek en dan gaan ons dit maal met R6.10 wat ons gemiddelde prys is. So hierdie 6.588.000 het ons dan nou van die inligting afgekry wat hulle vir ons gegee het. Ons deel dit deur die 1.080.000 aandele en dit gee dan vir ons 'n gemiddelde prys van R6.10. Dit gee dan vir ons 'n bedrag van 1.708.000 wat ons dan moet aftrek. So as ons dan hierdie sommetjie maak en ons kyk na die aandele wat dan uitgereik is aan die einde van die finansiële jaar, sê dit 800.000. As ons dan hierdie 800.000 vat en ons maal dit met ons gemiddelde prys van R6.10, gee dit vir ons 4.880.000. So nou kan ons hierdie prys uitwerk aan die begin van die jaar, deur die einde van die jaar sin te vat, minus plus dit wat ons dan nou teruggekoop het, en dit gee vir ons dan 5.280.000. So as dan nou kom na ons behoue inkomste toe, hier moet ons dan nou ook wys ons aandele wat teruggekoop is, so die 280.000 aandele, maar hier wys ons nou die verskil tussen wat ons werklik daarvoor betaal het en die gemiddelde prys. Dit gee dan vir ons 218.400 wat ons in hakies plaas. Ons gaan dan ons saldo aan die begin van die jaar op die uittreksel kry en as ons dan nou kyk na ons behoue inkomste op 1 Maart sê dit R113.022 en dit gaan ons dan nou hier inplaas. Ons netto wins na belasting kry ons dan nou van ons inkomste staat wat ons gedoen het en dit was 417.600. As ons dan nou hierdie twee dividende bymekaar tel, gee dit vir ons gewone aandele dividende van 90.000 wat ook in hakies geplaas moet word. As ons dan nou hierdie sommetjie maak, gaan ons dan met 'n saldo sit aan die einde van die jaar op 28 Februarie 2025 van 222.222.